Hallo, my naam is Jaco en jy kyk na Bernardai se aanlyn diens. Vir die volgende paar weke gaan ons praat oor Matteus 10 en spesifiek kyk rondom die disippels en hoe Jesus eintlik sy disippels gestuur het. Nou kom ons begin by hierdie kernskrif, Matteus 28 vers 9, wat sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle alles om te onderhou wat ek julle beveel het. Nou, kom ons kyk wat beteken hierdie woord disipel. 'n Disipel is 'n volgeling, 'n leerling, 'n student. In party wêrelde sal ons dit ken as 'n appie. Jy's iemand wat leer of in 'n proses is om te leer om beter te wees in 'n spesifieke veld. Nou, dit is dieselfde rondom Christus, nê? Ons word sy disipel en ons leer om ons as 'n gelowige beter te groei, meer gelowig en sterker in ons geloof. En dit is in die proses van Jesus se voete. Nou, my en jou lewe as 'n gelowige is soos om ingeskryf te wees in hierdie universiteit. En so, ek en jy loop klas, ons doen praktiese dinge, ons leer hoe om beter te wees, en dan skryf ons soms toetses, eksamens, totdat ek en jy op ons eie kan gaan, ons kan werk, die Heilige Gees plaas ons in plekke waar ons effektief gebruik kan word, in plaas van 'n salaris die einde van die maand beloon te word, betaal God ons eintlik, of beloon God ons met 'n ewige betaling, is in die hemel wat ons eendag ons krone ontvang. Dink vir 'n oomblik, as jy 'n prokureur het en jy stel hom aan om besigheid te doen, maar hy is kort besig om in die kantlyn 'n sideline besigheid te doen, dan sal jy 'n paar dinge beleef. As hy dit net as 'n sideline ding sien, gaan hy nie sy volle aandag kan gee, sy volle potensiaal kan gee nie. Hy gaan in tweestrydig wees soms, en so dit is nie ideaal nie, en dit is eintlik wat baie, ek dink, Christene dink, is ons sien, ek is 'n gelowige as 'n sideline ding, en ek het my werk en al hierdie dinge, en so, dan moet ons nie verbaas wees as ons dink dat Jesus gaan teleurgesteld wees in 'n paar volgelinge, of van die volgelinge gaan teleurgesteld wees, om in die einde van tyd agter te gekom, hoorie dit was nie 'n sideline ding nie, dit is nie 'n ding wat ek aan die kant doen nie, dit is my lewe, dit verg dat ek en jy alles sal gee. Nou, bring my by my eerste punt. Jy is gered en geroep. In Matteus 10 vers 1 lees ons die volgende. Jesus het sy 12 disippels na hom toe geroep en aan hulle die volmag gegee om onrein geeste uit mense te dryf en elkeen met 'n siekte of kwaal gesond te maak. Hier volg die name van die 12 apostels. Nou, kom ons stop net vir 'n oomblik. Hier is 2 dinge wat vir my en vir jou uitstaan in hierdie skrif, veral in die eerste vers. Jesus sê, disippels wat hy na hom toe roep. Hy roep die disippels na hom toe. Wie moet ek en jy volg? Ons moet nie mense volg nie. Ons moet Jesus volg. Ons is sy disippels, Mense help ons om te leer en in daai pad te stap, maar ons is Jesus se disippels, nie mense se disippels nie. Die tweede deel wat vir my en vir jou hier uitstaan is, aan hulle het hy volmag gegee. Dit beteken, alles wat hy gedoen het, het hy die vermoëns gegee vir my en vir jou om ook te kan doen. En dan praat ons van siektes wat gesond word, van demone wat uitgedryf word, en al hierdie dinge wat deel is van wat Jesus vir my en vir jou kom demonstreer het, en ons as sy disippels kan dieselfde doen. Jesus het jou ook op jou naam geroep, om jou te red en jou sy disipel, 'n volgeling, te maak. Maar nie net om 'n disipel te maak nie, maar jou te kry om ander disipels te maak. En hier lê die kern. Die 12 disipels was 12, maar dit het vermeerder, soos wat Jesus hulle bevel het in Matteus 28 vers 19. Nou, die 12 disipels was doodgewone mense, met doodgewone werke, wat net doodgewone kennis gehad het, maar Jesus het hulle geroep om hulle te gebruik, en elkeen was uniek in die manier hoe hulle hom gevolg het, maar ook uniek in die manier wat hulle gebruik was vir sy koninkryk.
Ons almal is geroep. Jesus het jou ook geroep op jou naam. In Matteus 10 vers 8 lees ons verder, julle het hierdie volmag verniet ontvang en daarom julle werk ook verniet. Van die ou vertaling sê dit, julle het hierdie verniet ontvang, maar verniet moet julle dit gee. Dit beteken dat God verwag nie van almal om 'n teologiese graad te hê of betaal te word vir die werk nie. Maar omdat ek en jy as gelowige geroep is en gered is, moet ek en jy deel vorm en ons vorm deel dan van hierdie bevel wat Jesus gee om disippels te maak in jou huis, in jou werksplek en in jou sosiale kringe. Dit bring my by die tweede punt. Jy is gestuur. Matteus 10 vers 5 lees ons die volgende. Hy sê, Jesus het hierdie 12 uitgestuur om die volgende instruksies oorgegee. Hy sê, hy het hulle bevel, hy het 'n bevel gegee. En nou soos ek en jy ken in die weermag, het hulle 'n bevelvoerder wat dan opdrag gee om gesag oor te gee aan iemand onder hom, om namens hom sekere opdragte te voer. So het Jesus dit dieselfde gedoen met my en jou. Jesus het die werk begin, die disippels het dit oorgevat en moes dit verder uitleef. Nou, dis wat ek en jy vandag doen. Nou doen ons die werk wat Jesus ons beveel het en ons bou aan daardie fondasie. Matteus 10 vers 16 sê, let op, ek stuur julle soos die weerlose skape onder die wolwe in. Wees dan waaksaam soos die slange, maar terselfdertyd opreg soos die duwe. Soos 'n soldaat paraat moet wees, so ook ons op 'n missie, 'n sending vir Jesus. My derde punt is, jy is 'n boodskapper. Matteus 10 vers 7 sê, gaan kondig aan. By ander woorde, gaan preek. God se koningsheerskappy gaan nou enige oomblik begin. Nou wie beter om hierdie boodskap van genade en verlossing te deel as iemand wat dit self beleef het. Die disippels het dit beleef deur Jesus en ek en jy het dit beleef deur die goeie nuus van Jesus Christus vir my en vir jou. Is dit nie wonderlik nie? Matteus 4 vers 17 sê die volgende, en van toe af het Jesus begin om God se boodskap aan te kondig met die woorde, kom tot inkeer, God se koningsheerskappy gaan nou enige oomblik begin. Die disipel het dieselfde boodskap as Jesus gepreek. Die disippels het dieselfde woord gebring as Jesus. Hulle kon dit aan meer mense oordra as Jesus op sy eie. Die disippels was die boodskappers. Hulle preek ook die koninkryk van God, soos Jesus in Matteus 5 in die bergprediking. Die koninkryk, God se manier om dinge te doen. Bekeer jou, rig jou lewe in volgens die reëls van God se manier om dinge te doen, die koninkryk. Ons sien nie dat hulle ooit in 'n sinagoges gepreek het nie. Waarskynlik omdat die Joodse leiers hulle nie die geminag het en hulle eintlik in 'n voorbeeld in Handelinge 4 probeer hulle stil maak om Jesus te verkondig. Nou, dan gaan hulle van huis tot huis en op markpleine en al hierdie dinge en verkondig die woord op 'n manier. So het ek en jy die geleentheid om ook God se woord te verkondig. Ons kan dit in ons werksplek doen. Ons kan dit by ons huisgesinne doen, by skole, by enige plek waar ek en jy ons bevind. God wil hê mense moet gered word deur sy woord. Jy het die mandaat om die boodskap te lewer. In Romeine 10 vers 13 tot 17, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Maar hoe sal hulle hom aanroep as hulle nie in hom glo nie? En hoe sal hulle in hom glo as hulle nog nooit van hom gehoor het nie? En hoe sal hulle van hom hoor sonder dat daar iemand is wat die boodskap bring? En hoe sal hulle die boodskap bring as hulle nie gestuur word nie? Daarom sê die skrif, hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die goeie boodskap bring. Die geloof volg uit die gehoor van die boodskap en die aanhoor van die boodskap volg uit die prediking van die goeie nuus wat handel oor Christus. Ek en jy is soms bang om die waarheid te praat oor sonde, oor gevolge daarvan. Om te praat oor bekering is altyd 'n moeilike situasie. Maar Jesus se verlossingskrag kan ek en jy nie ontken nie. Ons kan nie ontken die goeie nuus wat met my en jou gebeur het nie. Daarom kan ons dit nie weerhou van ander mense nie.
Preek moet meer buite die kerk gebeur as binne die kerk. Is nie net 'n Sondag ding nie. En hier is die vierde een. Jy ontvang krag vir jou dienswerk. In Handelinge 1 vers 8 lees ons: Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel. In die eerste paar versies van Matteus 10 sien ons hoe Jesus opdrag gee aan sy disippels om duiwels moet uitdryf, siekes moet gesond word ensovoorts. En dit gebeur. So, dit is dieselfde vir my en jou. In Markus 16 vers 20, die disippels het toe goeie nuus oral gaan verkondig en die Here het saam met hulle gewerk en hulle het die boodskap bevestig deur wonderwerke wat daarmee gepaard gegaan het. Vra jouself, is dit besig om te gebeur waar jy Jesus verkondig? Is jy besig om God se woord, die goeie nuus, te verkondig? Het jy al jou hart vir Jesus gegee? Het hy jou gered? Is jy gereed? Is jy geroep? Is jy gestuur? As jy worstel oor hierdie dinge, wil ek jou uitnooi. Maak tyd, maak kontak met 'n pastoor, maar maak seker dat jy weet in oortuiging. Jy sien, dit is nie die gebed wat my en jou red nie. Dis nie die woorde wat sê, ek glo in Jesus wat my en jou red nie. Dis dat my hart in belyning is, dat my oortuiging in my lewe vol is, dat Jesus my redder is en ek kan niks doen sonder hom nie. Kontak iemand en maak seker dat ons reg maak om te weet dat Jesus my en jou geroep het en gestuur het. Wie sal dan hierdie boodskap dra? Wie sal die goeie nuus met mense deel? Is my en jou werk as gelowiges deur die hulp van die Heilige Gees om ons daarin te lei. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat U ons die vermoë gee deur die Heilige Gees om die oortuiging wat in ons harte gebeur het, dat Jesus Christus ons verlosser is, dat hy ons gered het, dat ons nie kan leef sonder hom nie, dat ons nie onsself kan red nie. Here, help ons, bemagtig ons, bekragtig ons om die goeie nuus te vertel en mag daar ook dan die wonderwerke volg van U koninkryk. Amen.